Goeiemôre en baie welkom by deel 3 van ons preekreeks Die Beste Verhouding Ooit. Oor die laaste 2 Sondae het ons begin kyk na Psalm 139 en koning Dawid se verhouding met die Here en die Here se verhouding met hom. En ons het hierdie prentjie begin skets van hierdie ongelooflike verhouding, die beste verhouding ooit. En wanneer ek en jy ook 'n kind van God geword het, deur in 'n verhouding te gaan met die Vader, deur die Seun Jesus Christus, die dag toe ek en jy sy kind geword het, het ek en jy ook deel geword van die beste verhouding ooit. So in hierdie reeks kyk ons na Psalm 139 en ons deel hierdie Psalm in 5 boodskappe op, om iets te probeer verstaan van hierdie groot verhouding wat koning Dawid met die Here gehad het, maar ook hierdie verhouding wat ek en jy met die Here kan hê. En reg deur die eeue het teoloog geskryf dat Psalm 139 die kroon is van alle psalms. 2 weke gelede het ons vir mekaar kom sê dat die Here ken ons diepste wese. En ons gaan kyk na Psalm 139, die eerste 6 verse. En ons het vir mekaar gesê dat daar is nie een deel of een faset van ons hele lewe wat vir God onbekend is nie. En verlede week het ons gekom en ons het vir mekaar kom sê deur verse 7 tot 12 dat ons nooit alleen is nie, dat daar nie 'n plek onder die aarde, op die aarde of bo die aarde is waar God se teenwoordigheid nie is nie. Dit beteken dat hy elke oomblik van elke dag saam met ons is. Wanneer ek en jy deur goeie dinge gaan en goeie belewennisse gaan, is hy daar. Maar ook dan wanneer ek en jy deur slegte belewennisse gaan en ondervindinge gaan, dinge wat ons lewe omvergooi, is die Here ook daar saam met ons. En vanoggend kom ons dan nou by deel 3 van hierdie ongelooflike Psalm en ons gaan kyk na verse 13 tot 18. En vanmôre uit hierdie verse wil ek vir jou kom sê dat jy is met 'n spesifieke doel geskep. Jy is nie maar net sommer hier vir geen rede nie. Maar jy en ek is hier want ons is met 'n doel geskep, 'n goddelike doel. Dr. Herbert Lockyer, 'n baptiste predikant van die 20ste eeu, skryf die volgende wanneer hy dink aan die skepping van die mens. Hy sê die volgende: die skepping van die mens is 'n geheime wêreld van wonders op sigself. Om 'n doel te hê word beskryf as die handtekening van die verstand. En so 'n handtekening word gesien in al die werke van God, veral die mens, wat die hoogste plek in God se skepping inneem. Die mens as die kroon van God se skepping het vermoëns wat geen ander skepping van God besit nie. Die bewys hiervan kan gesien word in die feit dat die mens die enigste wese is wat op aarde is wat die vermoë het om 'n lewende verhouding met die Here te kan hê. Al beskryf sommige wetenskaplike die mens se bestaan as bloot 'n gevolg van 'n wetenskaplike proses, of al beskryf sommige wetenskaplikes die mens as bloot 'n deel van 'n gevorderde deel van die diereryk, wat oor miljoene en biljoene jare verander het tot ons huidige toestand of fase in die proses van evolusie, kan jy nêrens 'n wese vind wat met so 'n doel geskape is soos die mens. In die skepingsverhaal in Genesis hoofstuk 1 sien ons hierdie verhaal van God wat die heelal geskep het in 6 dae. En op die 5de dag het God die voëls in die lug en die visse in die see gemaak, en aan die einde van daardie dag het hy gekom en hy het gesê, maar hierdie skepping wat ek gedoen het is goed. Op die 6de dag kom God en hy maak die diere wat op die aarde moes loop, en God kyk daarna en hy kyk terug en hy sê, dit is goed. Maar toe die Here kom en hy skep die mens, het hy gesê, kom ons maak iemand in ons beeld as ons verteenwoordiger. Van alles wat die Here gemaak het, is die mens die enigste wese wat in sy beeld geskep is, die hoogtepunt van sy skepping. Hy het doelbewus hierdie keuse gemaak om elke individu te skep in sy beeld, vir sy doel, vir sy eer. En daarom weer ons tema vanmôre, jy en ek is met 'n spesifieke goddelike doel geskep. Doelbewus
geskape vir 'n rede, 'n hoër doel as enige iets anders in die skepping. Geskep met 'n hoër rangorde as enige iets anders in die skepping. Geskape met 'n hoër roeping vir God se eer. En jy kan saam met my lees in Psalm 139 en ons lees vanaf vers 13 tot en met vers 18 en dit sê die volgende: U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is in die diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. En uit hierdie verse wil ek 'n paar dinge vir ons uitlig, wat belangrik is om die verhouding tussen ons en God te probeer verstaan. En dit is ook in die prentjie wat koning Dawid vir ons kom skep. Vers 13 kom hy en hy skryf: U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Hier kom koning Dawid en hy gee krediet aan die Here. Dit is as gevolg van die Here se besluit en die Here se te doen dat hy gevorm is in sy ma se moederskoot en aan mekaar geweef is. Job skryf iets soortgelyk in Job hoofstuk 10 vers 11, wanneer hy sê, U het vir my 'n vel en vleis gegee, U het my bene en senings aan mekaar geweef. Nie net het God die mens geskep nie, maar het hy hom geskep met 'n doelbewuste keuse in sy eie beeld. En hierdie gedeelte openbaar ook dat God ons in die moederskoot saamgeweef het. Ons is dus nie net 'n produk van 'n gevolg van 'n wetenskaplike proses nie, maar ons is geskep uit God se almagtige, goddelike handewerk. God het elke persoon in sy en haar ma se moederskoot gemaak om 'n unieke individu te wees. Intentioneel geskape met 'n doel. En uit amper 8 biljoen mense wat tans op die aarde is daar nie een persoon wat soos jy is nie. Jy en ek is uniek. Daar is nie een persoon op die aarde, of wat ons daar van tevore op die aarde was, wat dieselfde vingerafdruk as ek en jy het nie. Wat dieselfde DNS as ek en jy het nie. Wat die presies dieselfde persoonlikheid en geaardheid as ek en jy het nie. As jy vandag tot sterwe sou kom, dan sal al nooit weer iemand soos jy wees nie. Dit beteken jy is 'n bedreigde spesie. Let op na die woord aan mekaar geweef in vers 13. Dit verwys na hierdie idee van om iets toe te maak. Dit verwys om iets te verdedig en iets te beskerm. In die oomblik wanneer konsepsie plaasgevind het, toe is 'n lewe het in die wêreld ingekom. Hy is nog in sy ma se moederskoot, maar hy het in die wêreld ingekom en die outeur van die heelal het met spesifieke doel op 'n spesifieke tyd toegelaat dat daardie lewe geskep word. En dit is waar koning Dawid ons aandag wil probeer fokus. Selfs in die ongebore stadium van die kind het God geskep met 'n spesifieke doel in gedagte. En daarom bedek hy dit en hy verdedig dit en beskerm dit. Die menslike lewe voor en na geboorte is heilig aan die Here. En as iemand net weefsel wat daar is, wat maar net daar is en daar het geen sin en doel aan nie, dis lewe. God se doel met die mens word geopenbaar deur elke lewe. En soos wat Dawid dan nadink oor die feit dat God hom in die fynste detail beplan het en geskep het,
begin hy die Here loof en prys hiervoor in vers 14 en hy sê, ek wil U loof want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep, wat U gedoen het vervul my met verwondering. Hy doen dit omdat hy weet dat in God se almagtigheid het hy besluit dat Dawid gebore moes word met 'n doel. Hy het hom uitverkies vir 'n spesifieke doel. En dan kom hy en hy loof en prys die Here wat hy sê, hierdie wete is bo my menslike verstand. Of jy vra vanmôre, sit jy ooit terug en dink aan die wonder waarop jy en ek geskape is? Dink maar net aan die menslike liggaam se vermoë om te kan groei. Niemand sê vir 'n babietjie kom groei nou nie. Hy groei op sy eie, soos wat die Here hom aan mekaar gesit het. Die liggaam se vermoë om homself te beskerm teen virusse en bakterieë en siekte. Die liggaam se vermoë om homself te genees wanneer daar iets is wat hom aanval. Elk orgaan se unieke manier hoe hy funksioneer om die liggaam behoorlik te laat funksioneer. Die oë se vermoë om te sien, die ore se vermoë om te hoor, die neus se vermoë om te ruik. Die boodskappe wat na die brein toe gestuur word, sodat die liggaam kan funksioneer. Dink net aan die gawe van pyn, wat sê, pas op, hier is iets wat verkeerd is in die liggaam. En daarom kom Dawid en hy skryf, hy erken dat dit die Here is wat hom op 'n wonderbaarlike manier geskep het, en so ook vir jou en my. God het jou op 'n unieke manier geskep. En as God dan so ver gegaan het, tot soveel uiterstes om soveel detail in 'n persoon te sit, dan moet daar sekerlik 'n bonatuurlike goddelike doel met die persoon se lewe wees. En ons kan daarvan verseker wees. Vers 14 in die Engels beskryf dit so klein bietjie verder. Hy sê, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful if I know that full well. En hy kom en hy gebruik hier twee woorde. Die woord fearfully en die woord wonderfully, wat nie so duidelik in die Afrikaans deurkom nie. Dit sê die volgende, fearfully verwys na iets, wanneer dit vertaal word, na iets wat met groot eerbied en respek geskep is. Dit verwys na iets, iemand wat geskep het, waar sy hele hart, sy hele wese daarin was om te skep. Die skepper se hele hart was in die skepingsproses. Met eer en met respek geskep. En dan die tweede woord daar, wonderfully, wat verwys na iemand wat op 'n unieke wyse geskep is, geheilig apart van die res. En dit is ook hoe ek en jy geskep is, fearfully en wonderfully, met eer en respek. God se hart en sy siel was daarin toe hy jou beplan en geskep het. Dis nie maar net sommer 'n gebeurtenis en God het dit daar gelaat nie. Maar hy het jou geskep met groot waarde en 'n goddelike doel. En dit is in die gedagte wat hier deurkom wanneer hy sê, wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Met ander woorde, bo my menslike begrip. Ek kan dit nie verstaan nie, ek kan dit nie ten volle begryp nie, maar al wat ek weet is, Here, U het my en elke persoon wat op die aarde is, op 'n wonderbaarlike manier geskep met 'n doel. En dan gaan hy verder in vers 15 as hy sê, dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. Let op hierdie twee baie belangrike woorde, die eerste een is been, en dan die ander een is diep. Wanneer hy praat van been, dan praat hy en hy verwys na die stof en die raamwerk waarmee ons geskep is, en dan sê hy, selfs in my fisiese, wat verborge was, het U raak gesien. U dit gevorm, U dit beplan. En dan die woord diep beskryf die baarmoeder as hierdie donker plek, weg van die menslike oog.
Hierdie veilige plek wat God gekies het vir elke mens wat in die aarde moet inkom om te wees voor geboorte. God ken elke detail van ons beide voor geboorte en na geboorte. Selfs die pro-keuse dokters, selfs al sê hulle dat dit maar net menslike tissue is. En dit beteken eintlik niks nie, ons kan maar ontslae raak daarvan as ons wil. Jy sien, dit werk nie so nie, want die oomblik toe konsepsie plaasgevind het, toe is daar lewe. As ek en jy, dink nie daaraan, as ek en jy iets so waardevols geskep het, met soveel detail, met so groot doel, dan sal ek en jy dit ook sekerlik so beskerm, soos wat die Here dit wil beskerm. En dis presies wat hy met my doen, en met jou doen. Dit vat my terug na vers 1 toe wat sê, Here, U sien dwars deur my, U ken my. Maar nie net is God bewus van ons lewens nog voor geboorte nie, maar hy self bewus van elke dag van ons lewens tot die dag wanneer ons hierdie aarde sal verlaat. In vers 16 skryf hy die volgende, U het my al gesien toe ek nog ongebore was, en dan al my dae, my lewensdae is in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is, om te dink dat voor jy en ek eers 'n gedagte was, het God geweet dat op 'n sekere dag, op 'n sekere plek, op 'n sekere tyd gaan jy in die lewe kom. En dan het hy alreeds al jou dae in sy lewensboek opgeteken, in sy alwetendheid, in sy almagtigheid, in sy alomteenwoordigheid. Weet hy presies elke dag wat in jou lewe gaan gebeur. En daarom kan ek en jy op hom vertrou, want hy ken ons en hy ken ons toekoms in die pad wat ons gaan loop. Die Bybel bevestig dit ook, dat die Here alles van Dawid se lewe weet, maar so ook van jou en my lewe. Jy sien, dit is God se wil, dat sy wil in en deur ons lewens 'n realiteit op aarde moet word. En daarom hou ons elke dag dop, en hy moedig ons aan, en hy tree vir ons in, en hy stuur sy engele om ons te help, sodat ek en jy tot eer van sy naam kan lewe in die doel waarvolgens hy jou en my geroep het. En soveel mense kom en hulle sê, maar ek weet nie wat is my doel nie. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar laat die Here julle denke vernuwe, sodat julle kan weet wat die wil van God vir jou is. Al maak jy dit net jou doel in die lewe om elke oggend op te staan en sê, Here, wys my dat ek iets vir iemand kan beteken vandag. Of Here, help my dat ek vir iemand van U kan vertel vandag. Al is dit jou enigste doel, dan het jy jou doel bereik op aarde. En soos jy aangaan, sal die Here vir jou wys deur dinge wat jou opgewonde maak. Hy sal vir jou wys wat hy jou geroep het vir hom te doen. Maar wees getrou om elke dag te lewe tot sy eer, om vir ander mense te wys wie hy is. En dan lewe jy reeds in die wil van God vir jou lewe. Omdat God ons toekoms ken, beteken dit dat ek en jy hom 100% kan vertrou. Spreuke 27 vers 1 sê, waarsku ons, moenie roem oor wat jy môre verwag nie. Jy weet nie wat die dag gaan oplewer nie. Hoeveel mense het hulle lewens al beplan? Die volgende dag of die volgende middag is hulle nie meer met ons nie. Jakobus 4 vers 13 tot 14 sê die volgende, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die een stad toe gaan, en 'n jaar lank daar bly, ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Ek en jy moet elke liewe dag lewe asof dit ons laaste is, ten volle in die volheid wat God vir ons gee. Met 'n doel voor oë om te sê, Here, ek wil lewe vir U, sodat ander mense U kan sien. Ek en jy moet eerder bid, soos wat Moses in Psalm 90 vers 12 gebid het, toe hy sê, leer ons dae so gebruik, dat ons wysheid bekom. Vir watter rede? Sodat God se doel in en deur ons lewens tot stand kan kom. In vers 17 gaan hy aan en hy skryf,
Hoe wonderlik is die gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. Jy sien, God se alwetendheid het gemaak dat Dawid begin reflekteer het op die feit dat God ten volle verstaan wie hy is. Dit is vir hom tot groot waarde dat die Here aan hom dink daagliks. Dit is bo menslike verstand en ondenkbaar dat die skepper van die heelal elke oomblik van elke dag aan hom kan dink. En dat God se gedagtes konstant op hom is. Maar vir jou en my, God se gedagtes is konstant op jou en my. Dawid vergelyk God se gedagtes oor ons en oor hom met sandkorrels in vers 18. Hy sê, as ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. Meer as wat ons kan tel, soveel gedagtes het God oor jou lewe en my lewe. Jy sien, as God, die mens geen doel gehad het nie, waarom sou God dan so baie oor ons gedink het? Die vraag is dit vir jou en vir my vanmôre, wat is God se doel met jou lewe? Baie mense sê, ek weet nie wat die Here se doel met my lewe is, ek is net hier, ek voel of ek doelloos lewe. Wat is God se doel met my lewe? En ek wil 'n paar dinge vir jou gee. Die eerste doel wat God met die mens het, vir elke persoon wat gebore word, is dat elke persoon tot 'n plek kom in 'n lewe waarin hulle verhouding met hom gaan, dat elke persoon gered moet word. Kyk wat sê 1 Timoteus 2 vers 3 tot 4, het sê, so is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word, en tot die kennis van die waarheid kom. Ek wil vir jou vra vanmôre, kan jy eerlik vanmôre in opregtheid sê, dat as jy vandag tot sterwe kom, dat jy ewigheid saam met hom sal spandeer? Was daar 'n oomblik in jou lewe wat jy werklik waar op jou knie gegaan het in nederigheid en sê, Here, ek ken u nie, ek weet nie waar ek ewigheid gaan spandeer nie. Here, kom was my skoon, kom verlos my van my sonde, ek wil u kind word. Ek wil vir jou kom sê vanmôre, jou doop kan jou nie red nie. Jou goeie werke kan jy jou nie red nie. Jy kan elke dag van jou lewe die hele tyd goeie werke doen, jy kan alles weggee en jy kan nog steeds verlore gaan. Hoeveel Bybel jy lees en hoe lank jy bid, kan jou nie red nie. Alleen wanneer ek en jy kom kniel by die kruis en sê, Here, ek is 'n verlore sondaar. Op pad na ewige verderf toe ek het U nodig. Kom woon in my, kom verander my hart, kom neem my lewe oor. En ek en jy word sy kind. So eerstens is God se doel vir jou lewe dat jy in 'n lewende verhouding met hom moet wees deur die seun Jesus Christus se offer aan die kruis. Maar tweedens is God se doel vir jou lewe dat hy die middelpunt van jou lewe wees. Hoekom? Want hy weet wat die beste vir jou is, en wanneer jou lewe rondom hom draai, dan is jy die beste weergawe van wie jy is en wie hy jou geskep het om te wees. 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle eet en of drink, of wat ook al julle doen alles tot eer van die Here. Kan jy eerlik sê dat God die middelpunt van jou lewe is vandag? As hy werklik waar die middelpunt van jou lewe is, dan sal die vrug van jou lewe daarvan getuig. Ek en jy sal groei in liefde vir ander mense en vir God. Ek en jy sal groei in vreugde en in vrede en in vriendelikheid en in goedhartigheid. Ons sal groei in getrouheid, in nederigheid, in selfbeheersing, en ek en jy sal groei in heiligheid. Ons lewe kan nie dieselfde lyk nou as wat dit 10 jaar terug gelyk het nie. So tweedens is God se doel nadat jy gered is, dat hy die middelpunt van jou lewe is. Maar derdens is God se doel ook vir jou lewe, dat jy heilig moet lewe. Daar is 3 fases wat ek en jy as kind van God moet deurgaan, en wat God se begeerte vir ons is. Die eerste is regverdigmaking, die dag toe ons gered word. Die derde fase is verheerliking, die dag wanneer ons by hom sal wees en ons 'n nuwe verheerlikte liggaam sal hê. Maar in die middel is die tweede fase, die fase van heiligmaking, en dit is die waarin ek en jy moet groei, van ons wedergeboorte, vandat ons sy kind geword het,
tot die dag wat ons asem uitblaas, of wanneer hy ons weer kom haal. 1 Petrus 1 vers 16 sê, wees heilig, want ek is heilig, sê die Here. Kan jy eerlikwaar vanmôre sê, dat dit jou absolute passie is, om heilig te lewe? Is dit jou absolute begeerte om heiligmaking na te jaag? Streef jy daarna om te sê, Here, ongeag wat dit my kos, al kos dit my vriende, al kos dit my dat ek alles verloor, maar Here, al beteken dit dat ek moet opstaan in die midde van baie ander en teen die stroom opswem, maar ek gaan heilig lewe. Ek wil eerder geregverdig voor die Here staan as aanvaarding by mense kry. Maar jy sien, om te sê ek lewe heilig is nie goed genoeg nie. Jou denke sal daarvan getuig. Jou dade sal daarvan getuig. Jou woorde sal daarvan getuig. Hoe jou lewe agter geslote lewe is, sal daarvan getuig. Die mense met wie jy omgaan, die vriende, sal baie duidelik vir my sê, of streef jy na heiligheid of nie. Iemand het eendag gesê, wys my wie jou vriende is, en ek wys jou presies wie jy is, of wie jy op pad is om te word. God het jou met 'n doel geskape om gered te wees, om sy kind te wees. Hy het jou met 'n doel geskep dat hy die middelpunt van jou lewe moet wees, want dan is jy die beste weergawe van wie jy moet wees en kan wees. En hy het jou geroep om 'n heilige lewe te lewe. God het jou en my met 'n groot doel geskep, en saam met daai doel kom 'n ongelooflike groot waarde, en ek wil dit graag op hierdie manier illustreer. Omdat God ons met 'n doel geskep het, beteken dit dat 'n doel gaan ook gepaard met waarde, daar's waarde op ons lewens. En wanneer jy dink aan die woord besitting, byvoorbeeld 'n goue horlosie, dan impliseer dit dat daar 'n besitting is, maar dit impliseer dat daar ook 'n waarde is. Enige iets het 'n spesifieke waarde, of die waarde klein is, en of die waarde groot is, of dit 'n goedkoop besitting is, en of dit 'n duursame besitting is. En die vraag dan is, wat maak iets waardevols? Daar is 2 faktore wat iets waarde gee, en die eerste een is, wie besit daardie item, of wie het daardie item besit? Deur beroemde mense, of net deur normale mense? As daardie horlosie aan my behoort het, en ek kom tot sterwe, gaan dit dalk nog 'n redelike waarde hê. Maar as hierdie horlosie aan iemand baie beroemd behoort het, soos byvoorbeeld Elvis of Madonna of wie ook al, en hulle kom tot sterwe, gaan die waarde van hierdie horlosie baie hoër is. Hoeveel kom sê vanmôre dat jy is God se spesiale besitting. Jy word besit deur die belangrikste en mees beroemdste persoon wat al ooit deur enige iemand gesien en gevind kan word. Daar is nie 'n persoon wat so hoog verhewe is bo die skepping, waarin ek en jy kan besit, soos wat ons aan die Here besit nie. So ek en jy moet weet, ek en jy het 'n ongelooflike groot waarde, omdat ek en jy aan die koning van die heelal behoort, wanneer ek en jy sy kind is. Die ander ding wat iets waarde gee is, hoeveel mense bereid is om daarvoor te betaal. Jy sien, daar kan 'n Mona Lisa in jou huis hang. Die waarde van daardie skildery gaan bepaal word deur hoeveel mense daarvoor bereid is om te betaal. Alhoewel ons nou sê dit is miljoene werd, as niemand bereid is om 'n sent daarvoor te betaal nie, dan is daardie skildery waardeloos. Die vraag vanmôre is, hoeveel was iemand bereid om vir jou en vir my te betaal? Jesus het vir my en jou aan die kruis gesterwe. God, die een aan wie ons behoort, ons is sy besitting, het soveel waarde op ons geplaas, dat hy bereid was om met die bloed van sy eie seun te betaal, sodat ek en jy in 'n verhouding met hom kan wees, sodat ons sonde vergewe kan word, en ons 'n ewigheid saam met hom
kan bespandeer. Matteus 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek wil vir jou vanmôre kom sê dat jy, al voel dit nie so nie, maar jy het groot waarde, want God het jou met 'n spesifieke goddelike, bonatuurlike doel geskape. Jy was nie 'n fout nie. Geen kind wat gebore is 'n fout nie. Geen kind wat gebore word van God onverwags nie. Maar jy het groot waarde. Soveel waarde dat hy bereid was om sy seun te stuur vir jou en vir my, om te sterwe aan 'n kruis. En saam met dit wil God vir jou 'n doel gee. En al is jou enigste doel om te sê, Here, ek wil 'n verskil maak daar waar ek is, sodat mense U kan sien, dan het jy jou doel op aarde bereik. Nie almal van ons kan hierdie groot dinge doen, soos wat ons baie keer kyk, en ons meet onsself baie keer aan mense, kyk wat doen hulle vir die Here, en hulle praat voor duisende mense, en hulle doen al hierdie dinge vir arme mense, en hulle gaan na plekke toe, en hulle maak hierdie aardskillende veranderinge in die wêreld. God vra dat jy getrou sal wees in jou sirkel van invloed. Daar waar jy daagliks beweeg, maak 'n verskil, en wys hom vir mense. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir U so dankie, Here, dat U ons met so ongelooflike detail geskep het. Dankie, Here, nog voor ons gebore was, het U al reeds aan ons gedink, en het U al ons dae wat ons sal lewe in die boek opgeteken. Dankie, Here, dat ons nie deur hierdie lewe hoef te gaan om te sê, maar ek weet nie wat my doel is nie. Ek lewe 'n hopelose lewe. Nee, Here, U het ons met 'n groot doel geskep, en dit gee vir ons waarde. Here, mag ons daagliks opstaan met hierdie weet ons is met 'n doel geskep, en U roep ons, Here, om iets te doen vir die koninkryk. Al is dit so eenvoudig soos 'n beker water in U naam vir iemand gee wat dors is. Here, mag ons rus in die feit, Here, dat U ons ken van geboorte af, en dat U ons sal ken tot die dag wat ons sterwe. Dankie vir daardie wete. Ons bid dit in Jesus naam.